verder gaan en ons praat oor die smagting na die Heilige Gees, a desire for the Holy Spirit. En soos sê die Here op my hart gelê, ek moet kyk na 'n karakter met die naam van Simon, wat die towenaar was. En ons gaan 'n bietjie verder gaan kyk wat gebeur en hoe die man se lewe verander. En ons lees in Handelinge 8 vers 9 en 11. En 'n sekere man met die naam van Simon het van tevore in die stad met towery omgegaan en die bevolking van Samaria verbuister deur te sê dat hy iets besonders was. Dit is wat hy sê. En almal klein en groot het hom aangehang en gesê, hy is die groot kraag van God. En die groot mense towenaar allemaal. En hulle het hom aangehang omdat hy hulle geruime tyd deur sy towerny verbuister het. Handelinge 8, 12 en 13, maar toe hulle Filippus geglo het wat die evangelie aangaande die koninkryk van God in die naam van Jesus Christus gekondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vroue, in vers 13. En Simon het ook self gelowig geword, en nadat hy gedoop was, gedurig by Filippus gebly, en hy was verbaas toe hy die tekens en groot kragte sien gebeur. Handelinge 8, 14 en 17. En toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaria die woord van die Here aangeneem het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur. Hulle het afgekom vir hulle gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want hy het toen op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die naam van Jesus. Handelinge 8, 12 tot 13. Maar toe hulle Filippus skies op. Okay, daar is hy. Hoe moet ek nou? Maar ek gaan terug. Ek gaan verkeerde kant toe. Hulle het hulle toe die hande opgelê en hulle die Heilige Gees ontvang. Nou vra ons die vraag, ons sien hierdie Simon, towenaar, mislei die mense. Mense dink hy is die groot krag van God. En hierdie man glo die evangelie. Hy hoor van die evangelie van Jesus. En dit is my so besonder om te besef, toe die Here in sy hart gewerk het iets gebeur. Toe sy nie meer die groot man wat hy sê hy is nie. Toe sy nie meer die groot krag van God wat almal gedink wat hy is. Maar aanvaar die woord van die Here. En dit is wat ons moet vandaan oorwit. Dat kosbare siele moet tot inkeer kom. Dis my hartsbegeerte, dat hierdie kerk moet uitgepak wees. En ek soek nie 'n gemeente van 2000, 3000 mense nie. Ek soek nie 'n mega gemeente, soos hulle sê. Want sodra ons amper so by die 250, 300 mense, moet ons afstig en 'n ander gemeente stig. Dis wat die Here wil hê. Want later sal ons nie meer die mense kan hanteer, want daar is nie genoeg plek nie. Maar wanneer God se Gees in mense se lewens gaan werk, gaan daar iets gebeur. En julle gaan bid daarvan, ek gaan bid, dat God se Gees moet werk, soos nog nooit van tevore nie. Amen. En siele tot inkeer kan kom. En dit moet so wees. Waarom Simon die Heilige Gees? Handelinge 8 vers 18 en 19. En toe Simon sien dat deur die handeoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hulle geld aangebied en gesê, gee aan my ook hierdie mag, luister mooi hoekom, sodat elkeen wat in jou hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang. Wat is die doel van die Heilige Gees uitstort? Ons suster Shemaine sê dit so mooi gesê, sy wil vir die Here se werk iets beteken. En ek glo daai begeerte in haar hart gaan wees dat sy vir iemand kan bid. Sy gaan nie terugdink en sê, o, ek wil nie. Sy gaan hoor wat die krag van die Heilige Gees werk. En so moet elkeen van ons wees. Wat sê die woord van die Heilige Gees werk? Kom ons hoor die gawe van die Heilige Gees, Handelinge 2, 38, 39. En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.
Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, wat die Here ons Godnaam sal roep. So die oomblik as ons begin mense uitroep na hulle toe, gee jou hart aan die Here, kom saam kerk toe, gaan iets gebeur. Hulle gaan ook gedoop word, te bekering kom gedoop word. En dan sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En as iemand nog nie die gawe van die Heilige Gees ontvang wat vanaand hier is, moet jy gereed maak vir die geleentheid. Dat God se Gees in jou kan deurwerk. Amen. Maak sy so man sê net jy kom voorstaan en sing met die volgende oomblik het die Here aangeraak. En ek wil dit aanmoedig by julle dat dit selfde sal wees. Wat is die motief agter die Heilige Gees krag? Om ons woord sê, the motive behind the Holy Spirit power. Handelinge 1:8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Dis die doel van die Heilige Gees ook aan, dat ons sy getuies sal wees. Ons mense moet gaan vertel van die Heilige Gees. En die krag, ons hoef nie altyd te vertel, maar ons moet die krag van die Heilige Gees losmaak deur ons lewenswyse, dat ons daar kan nooit kom, word deel, dat hulle bekering gedoop word, dat hulle ook die belofte van die Vader kan ontvang. Ek onthou baie van die sal ken as sy naam noem Pieter Tennyson. Hy kom uit 'n enkie huis uit. Sy pa was 'n predikant daar en hy kom werk by my by Atlas. Is een van die vakleerlinge daar en hierdie ou, die wat hom die eerste keer gesien het, ons die jare was mos. Gedrink, gevloek. En alles moeilik gedoen wat 'n sondaar kon goed doen was dit hy. En die derde oggend, terwyl een van die vliegtuie nou ekstra neem, dat ons buite wees, nie naby dit nie, dan sit ek met hom. Sê Pieter, kom vertel my, van waar kom jy? Kom vertel my 'n bietjie van jou geskiedenis. En hy sê kom daar van McGregor in die Kaap, sê okay. En ek sê, wat se werk doen jou pa? Leef jou pa nog? Ja, sê, wat se werk doen hy? Hy sê, doe my nie. Kyk, hy moes nooit daai woorde gesê, maar God se Gees het geweet, hy moes dit sê. Want toe sê hom, ek sal spaam wees om sê, my pa se dominee, as ek lyk soos jy, lyk en doen wat jy doen. En daai woorde ruk hom. En die volgende week gevra, kan ek saam met julle kerk toe gaan? Gaan kerk en na so 'n paar diens wat hy sy hart aan die Here gegee, ons ry die een Sondag aand weer terug van die kerk af. Die wat daar sal wees onthou, hulle het nog, ons het daai aand te sang musiek aangehad, weet jy, op, wat aan die Marie vir ons laat optree, getrou tot die dood toe. Weet nie wie van dit onthou wat daar was. So dit was nie 'n preekdiens nie, maar in die kar sê hy wil laat dood. Sê, okay, jy gaan bid met die Here, jy gaan praat met die Here. Maandagoggend kom hy werk en kyk wat ek het gelees. Sê, en hy sê hierdie woorde, my kerk het alle jare met my gelieg. My pa het vir my gelieg. Oor die doop. Sê ek het my bekeer tot die Here, dan word ek gaan gedoop word, sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Dit was sy woorde. En dit het presies so gebeur met hom. En daarom wil ek vanaand sê, ons moet getuies wees, dat siele gered kan word. Ek meen, kom ons wees eerlik, as ek daai aan stil gebly het, of daai tyd met Pieter, as jy hierdie ou se rowwe sondaar of so en wat dan, was daar nie 'n Pieter Steenis en hy dien nog vandag die Here. Hy is betrokke by sy gemeente waar hy is, en ek is nou die dag weer by hom aan, hy bly nog in Pallepark. En ek sê, Pieter, dien die Here. Kind van God, as jy bekering kom het, word jy gedoop en jy kry die krag van die Heilige Gees. En dis wat ons moet hê vandag verder. But you shall receive power. En nou hoor wat sê, ability, efficiency and might. Ability beteken dit wat jy kan doen. Jy hoef nie terug te staan nie. Jy hoef nie te sê, ag ek weet nie, ek weet hoe baie mense sê dit, dis eintlik nie my manier van dinge doen nie, nie met my manier om met mense te praat.
Kom ek verantwoord julle daarop, hierdie man was 'n skaam teruggetrokke tiener gewees. Ek kon nie met mense deel nie, tot so amper 18, 19 jaar oud. My ouma het altyd geglo, ek gaan vir die Here werk, maar ek het vaak sê, ouma, ek kan nie hakkel en praat, ek suk om te praat. Maar toe God se gees oorneem, toe He gave me the ability to speak and to tell people Jesus loves them. Amen. En ek het al vir mense gepraat, ek bedien 2-3 diens tot 7000 mense in Randfontein op my verjaarsdag 2000 aanbreek. Met ons elke tweede Sondag in Randfontein, tweede Sondag van die nuwe jaar, het al die kerk hulle deure toegemaak, ons gaan na die sportgronde toe. Daai oggend was daar 7000 mense daar. So ek weet wat dit is. En ek kan vir julle vanaand sê, dit is besonder om te weet, God se gees is in my, om my die gesag te gee, om my dit aan julle te bring oor. Ability, efficiency. Efficiency beteken dit werk uit in goede, alles werk mooi reg uit. I've got the efficiency to win souls for God. God gave it to me, not me, the God's Spirit. Amen. And might. Ek kan sê in die naam van Jesus. Wat Jesus ons sê, ek het krag oor al die vyand magte. Nikos 10:19, U gaan dit lees, en dit vir ons gesag en mag gegee op elke werk van die Satan. En daarom het ons dit. When the Holy Spirit has come upon you, and ye shall be my witness in Jerusalem, and in Judea and Samaria, and to the ends of the very bounds of the earth. Handelinge 2:10, gaas my. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en hulle begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om te spreek. Hier is die grootste probleem met mense wat gevul word met die Heilige Gees. Praat ek reg in die taal, is nie uit myself uit nie. Vanaand as 'n mens ouer word, bepeins jy voel dit hier binnekant jou, maar sê nou dit is uit myself uit. Dis nie uit jouself uit nie. Begin jy praat. My papi was 19 jaar ouderdom volslae alkoholist. Sy pa het hom gesê, my oupa sê, Sonny boy, just remember, there's no such thing as a God. Sy het groot geword met daai gedagte, daar is nie 'n God nie. Maar dankie hier op 19-jarige ouderdom, toe oom in die strate van Italië en Rhodesia, om opgetel waar hy dronk was op die sypaadjies, om gesorg en besorg. En hy nooi my pa om saam te gaan kerk toe. Hy wou eers nie, het alles probeer. Maar die ouwe gaan hy kyk en daai aand toe red die Here sy siel, Januarie 1948. Hy is onmiddellik verlos van die drank en die sigarette. En toe kom hy by Pinksterdiens in Sidi, waar hulle wag op die Heilige Gees, en hy hoor die mense praat in tale, en hy sê, Here, as hierdie van U is, gee my die moeilikste taal op die aarde om te praat. Die moeilikste taal wat hulle sê, is soos 'n kooisang te breek. Die klap van hulle tong. My pa talig praat, en hy het sy tong so, klap, so, maar die Here het dit vir hom gegee. Ek wil vandag sê, moenie terughou, wanneer die Gees van God oor jou wil kom. Moenie sê, maar kry die begeerte, soos Simon gehad het, ek soek ook die Heilige Gees. Ek soek dit in my binneste, ek soek in my wese. Gee dit vir my. Ek soek dit, ek wil ook die krag van God se Gees hê. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en begin spreek in ander tale. And they were all full, diffused throughout their souls. Met ander woorde hier in binnekant, het nie van buite gekom nie, hier uit hulle binneste het die lewende waters gevloei. Iets het gebeur dat opgeborrel in hulle binneste with the Holy Spirit and began to speak in other different foreign languages, tongues, as the Spirit kept giving them clear and loud expression in each tongue in appropriate words. God se Gees gaan dit doen, nie jy nie. Ek wil weer uitdaag, dat u met my verkeerd wys. Ek glo almal van u. Mees van u het wel kinders gehad en so, daai klein babatjie.
Wat doen hy as hy begin geleide maak? Hy brabbel sê, en babbel. Jy kan dit nie ken nie, maar die Here ken dit. Want as hy kind praat in daai taal van hom, daar's blydskap. Jy sien die glimlag. En daarom glo ek ook wat die woord van ons sê, ons moet weer gebore word in water en gees. Daai kind toe hy by die Here was, het met die Here gepraat, in 'n taal, wat die Here ken. Maar soos ons ouer geword het, verleer ons dit, ons doen verkeerde dinge, daarom sê, en jy moet weer gebore word, uit water en gees, ons be born again. Want die gees was daar, in jou binneste. Maar ergens het hy dood gegaan, dan moet jy weer gebore word, en lewendig geword. So bewys my anders daar. Ek het met pastoor al gepraat, maar hulle kon dit nie vir my weer leer nie. Handelinge 6:8, en Stefanus, vol van geloof en krag, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. And Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. Stefanus, ons weet, was die eerste martelaar. Hulle hom gestenig, omdat hy dit verkondig, die woord verkondig. Now Stephen, full of grace, divine blessing and favor and power, strength and ability, worked great wonders and signs, miracles among the people. Jy het ook daai krag om wonderwerke te doen in die naam van die Here. Jy het dit ook, die mag van die Heilige Gees binne jou, is nie 'n choepstil dingetjie nie. Dis nie 'n geheimenis binne jou. Dit moet uitgeleef word, dit moet uitborrel uit jou binneste uit. Ons het daar onder in Pietermaritzburg 'n ou oomie gehad en sy vrou, dan kom hulle kerk toe, dan sal hulle vir 'n paar weke in die kerk. Ek het gewonder waar is om Ackerman. En toe die derde keer toe het weer so gebeur, so om Ackerman vertel my, hoekom is in die kerk nie, is hulle ongelukkig? Nee, hy sê hulle gaan op 'n geheime sending. Ek sê, wat beteken hierdie geheime sending? So ons is mos nie geheime agente van die Here nie. Wat hulle doen, hulle kry traktaatjies van Pretoria, dan kry die bokse traktaatjies, dan ry hulle met hulle golf dan die kopse van Natal, dan gee hulle traktaatjies uit. Ek sê om Ackerman, dis nie 'n geheime sending, dit is 'n werk van God se krag en gees in julle binneste, om die mense die waarheid te vertel. So dit sou moet wees, strength and ability, en daarom moet ons vanaand kom, wie smag nou die volheid van die Heilige Gees in jou binneste? Ek wil nie in die bank net sit en net sing en nou dan bietjie praat in tale. Jy is gevul met die krag van die Heilige Gees om 'n getuie te wees, daar buite 'n verskil te maak. Dit was Simon se saak, ek wil my hande op ander mense lê, dat hulle ook die Heilige Gees ontvang. Hy wou nie vir homself gehad het nie. Hy wil sê, ek soek die Heilige Gees, sodat ander daardeur kan voordeel kry. Wie wil hierdie krag werk in jou? Wie wil sê vanaand, Here is en ons gaan dit weer doen. En ek wil u nooi om almal hier voor te kom staan. En ons 'n paar koortjies weer saam sing. En as God se Gees in jou kom, asseblief, moenie terughou nie. Let go, let God have his way. Kom maak ook, Sister Edith, you also had a wonderful touch of the Holy Spirit Sunday afternoon. En ander